Die Good Party beskuldig AfriForum daarvan dat hy probeer om lede van die apartheidsveiligheidsmagte te beskerm en Israel se president het aangekondig dat hy die land se hoogste burgerlike toekenning aan die Amerikaanse president sal oorhandig. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuus op Pretoria FM saam met my Esmerie Eysel. Die Good Party het AfriForum daarvan beskuldig dat hy probeer om lede van die sogenaamde apartheidsveiligheidsmagte te beskerm, nadat die burgerregte groep 'n formele aansoek ingedien het rakende die Waarheids- en Versoeningskommissie se sake en eis dat daar 'n teenondersoek na die ANC se leierskap gedoen word. AfriForum se uitvoerende hoof, Connie Kriel, sê die ANC moet ook antwoorde verskaf vir sy misdade gedurende die vorige bedeling. Die Good Party se sekretaris-generaal, Brett Herron, het die stap beskryf as politieke uitbuiting om lede van die veiligheidsmagte te beskerm en nie 'n poging om geregtigheid te verkry nie. Die pa van die 11-jarige seun wat die afgelope naweek per ongeluk 'n plaaswerker doodgeskiet het, is vanoggend in die Tabazimbi Landdroshof op borgtog van R3000 vrygelaat. Volgens die polisie-woordvoerder, kolonel Malisela Ledwaba, het die tragiese ongeluk Saterdag plaasgevind, toe die seun vroegoggend Tarentale gaan skiet het. Die werker is in sy bors getref en is op die toneel dood. Die seun se 43-jarige pa is op 'n klag van nalatige hantering van 'n vuurwapen in hegtenis geneem. Die saak is tot middel Desember vir verdere ondersoek uitgestel. Die Departement van Onderwys in Gauteng sê hy is gereed vir die nasionale senior sertifikaat eksamen wat op 21 Oktober afskop. Volgens die departement sal minstens 192.745 matrikulante die eksamen vanjaar aflê. Die LER vir onderwys in die provinsie Matomi Chilwane sê meer as 1000 sentrums is geregistreer waar die eksamen afgelê sal word. Die eksamen sal op 27 November ten einde loop. Israel se president Isaac Herzog het aangekondig dat hy die land se hoogste burgerlike toekenning aan die Amerikaanse president Donald Trump sal oorhandig vir sy rol in die vrylating van gijslaers uit Gaza en sy bydrae tot die beëindiging van die oorlog. Hy sê Trump het nie net gehelp om mense se geliefdes huis toe te bring nie, maar ook die grondslag gelê vir 'n nuwe era van veiligheid, samewerking en hoop vir 'n vreedsame toekoms in die Midde-Ooste. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre middag weer so.